Nou ja, goeiemôre gemeente. Baie welkom volgende by ons erediens. Ek dink julle het seker agtergekom, ons begin die gevoel kry van die feestyd wat voor is. Dan broers en susters, is dit Advent. En nou weet ek het in die konsistorie gesê, julle weet almal presies wat dit is, en die kerkraadslede het my gekyk met daai kyk wat sê, natuurlik weet ons. Ek moes dit so bietjie gaan opswat het, net om myself seker te maak, so ek gaan gou vir julle die agtergrond gee, en dan sal julle nou 'n paar dinge beter verstaan van wat hier gaan gebeur. Advent is die tydperk, so 28 dae voor Kersfees, waar tydens gelowiges hulle self instel op en voorberei vir die viering van Kersfees. Die woord Advent is afgelei van die Latynse woord Adventus, wat aankoms beteken, en dit verwys na die koms van Christus. Nou weet ek, Christene het 'n speelietjie wat hulle speel, dat sodra hulle moet lewe om Christene te wees, dan word dit moeite. Dan wat hulle doen is, hulle vat dit wat ander Christene doen, en dan sê hulle, dis van die duiwel af. Wat lekker is, dan hoef ek nou niks te doen nie, en al die ander is sleg, so ek lyk 'n bietjie beter. Die Adventkrans kom nie van die duiwel af nie. Die Adventkrans kom van die krans waarmee Christus en Christene verwelkom is. Die aankomskrans. En daarom is die simbool vir die Advent is 'n Adventkrans, 'n ronde krans waarin daar 5 kersse geplaas word, 3 bloues, 1 pinke en 1 witte. Julle sal hulle sien hiervoor. En dan wat gebeur het in die vroeë kerk is dat die ouens gesê het, man, elke Sondag steek ons een van hierdie kranse aan. Die 4 Sondae verteenwoordig die 4 Sondae is die 4 weke van afwagting, dit simboliseer iets. Die eerste kers simboliseer hoop, die tweede een vrede, die derde een vreugde en die vierde een liefde. Nou sê hulle sien die volgende 4 Sondae en dan Kersdag gaan ons elke keer een van die kerse aansteek. En dan uit die aard van die saak, as ons vandag 'n bloue aansteek, dan volgende week sal 'n bloue brand en dan gaan ons die tweede bloue aansteek. En dan op Kersdag dan steek ons die witte aan. Die simbool doodgewoon van die ronde Adventkrans is die liefde, die genade van God wat geen einde het nie, wat dis nou maar tipies die simbool vir 'n sirkel, is dat daar geen einde is aan God se liefde en aan sy genade nie, sy ewigdurende liefde en sy bestaan van ewigheid tot ewigheid. Die lig van die kerse dui op God se lig, God wat in hierdie wêreld dit kom lig maak het, 'n donker wêreld. En dan, soos ek reeds gesê, die pink kers gaan ons die 3de Sondag aansteek, die ander, dit sal nou 'n bloue en 'n bloue en 'n pink en 'n bloue wees, en dan Kersoggend die witte wat die Christuskers is. So, dit net sodat ons weet, soos wat 'n mens voor nagmaal 'n voorbereidingsdiens het, so gaan ons hierdie jaar voorberei vir Kersfees. Deur die Adventkrans of die Advent program te volg, soos wat by die NG Kerk se handboek vir die erediens staan al vir baie jare. Ons almal doen dit net nie, en ek besluit ons doen dit hierdie jaar. Ons gaan regtig waar fokus op Kersfees om dit 'n Christusfees te maak. Broers en susters, kom ons sit net so en dan word ons stil voor die Here. Ons krag om waarlik te lewe kom van God wat hemel en aarde gemaak het. God die Vader het die Seun gestuur en hy het swaar gehad om mense te oortuig van sy Vader se liefde en vergifnis. En hy het sy Gees gegee om elke dag saam met ons lewenspad te loop. Amen. Genade en vrede vir jou van God ons Vader, die heerser oor lewe en dood. En genade en vrede vir jou van Christus wat uit die dood opgewek is, die eersteling van die wat gesterf het. En genade en vrede vir jou van die Heilige Gees, ons Here en lewendmaker. Nou voordat ons lofsang sing, broers en susters, is dit die eerste week van Advent, en ons steek vandag die eerste kers aan om ons te herinner dat hy ons hoop en die hoop van die wêreld is. Ons dank God vir die beloftes wat hy aan ons gemaak het en vir die lig wat hy in die wêreld gebring het.
Kom ons sit net so en bid ons saam. O God van hoop, Immanuel, God met ons. Ons bid dat U lig in hierdie dae in ons hart sal laat skyn. Help ons om gereed te wees vir die dag en die uur wanneer Christus finaal verskyn. Leef in ons, help ons om in U te lewe. Vernuwe ons deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons aanbidding, ons feesviering en ons voorbereiding vir U welgevallig sal wees. Nou en vir ewig. Amen. Broers en susters, as ons dan hierdie erediens voortsit, dan is dit onder die lig van die hoop, omdat Christus ons hoop is. Kom ons sit net so, as jy jou Bybel wil oopmaak, self wil saam lees, Johannes 4, ons gaan daar van vers 1 tot 6 lees. Maar broers en susters, as ons die woord van die Here lees, dan is ons so afhanklik daarvan dat die Gees hierdie woord vir ons kom oopmaak, kom verduidelik. En dis wanneer mense hierdie woord lees, sommer soos hulle wil, en omdat hulle dink, hy sê vir elkeen net wat elkeen wil hoor, dat dit nie meer God se woord is nie, dat die wêreld begin maak soos hy lus het en dit toeskryf aan een of ander vers of woord of iets wat hy iewers gelees het. En dis nie die Here se plan nie, die Here se plan is om vir ons sy woord te gee, sodat ek en jy sy pad kan loop. En ek is mos maar 'n mens, wel 'n slim een, maar gewone mens. En daarom het ek nodig om te sê, Here, kom deur die Gees, kom praat deur die Gees. Hierdie kinders van U wil nie Dani se storie hoor nie. Hulle wil God se storie hoor. Kom ons sit so en dan vra ons regtig waar dat die Here vandag vir ons sy woord op sy manier sal breek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U kan beleef as 'n God wat hoop gee. U het U seun gestuur sodat ons mag hoop. U het U seun gestuur sodat ons mag lewe. U het U seun gestuur, Here, sodat ons U kinders mag wees. Daar buite is U besig om te sorg dat hierdie wêreld kan wees wat hy veronderstel is om te wees. Sommer nou die dag nog was dit droog en warm. En ons het gevra, Here, dat U tog U wil sal laat geskied. Nou sien ons dat U die waarheid gepraat het, toe U vir ons in die woord gesê het, U plan vir ons is 'n goeie plan, U wil vir ons is 'n goeie wil. Ons moet net ophou weerstand bied. En daarom kom ons volgende en ons kom sê, dankie Here, dat U ten spyte van weerstand nog steeds vir ons sorg. Dankie dat U vir ons lief is. Dat U vir ons so lief is, dat ons met alles na U toe mag kom. Maar Here, U ken die kinders, so lief soos wat U vir ons is ons maar 'n klomp harde koppe. En het ons maar ons eie triks en toertjies en ons eie paaie wat ons graag wil loop. En daarom kom vra ons vandag dat U dit anders sal maak, dat U sal kom deur U woord en vir ons sal kom leer wat U van ons vra. Ons het gesê, Here, U is die God van vrede. U heers oor lewe en dood. Here Jesus, U is die eerste een wat opgewek is, sodat almal na U opgewek kan word uit die ewige dood uit. En Heilige Gees, U is ons Here en ons lewendmaker. En daarom is ons gebed, kom leer ons vanoggend. Kom maak ons lewend, sodat ons kan wees wat U wil hê ons moet wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Net so voordat ons begin, hou net in gedagte Johannes, die evangelie wat geskryf is met die visie, met die kerngedagte, dat Jesus werklik waar die seun van God is. Dit in die agterkop, lees ons uit Johannes 4, net die eerste 6 verse. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem het, hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Ons lees net tot sover.
Die ou fariseërs is nog steeds besig met hulle ou speelietjie. Hulle probeer Jesus vastrek, want Jesus kry reg om te leef soos hulle nie kan nie. En pleks die spul stupid goed begin om in hom te glo en agter hom aan te gaan en saam te doen, besluit hulle wil hom liewer laat sleg lyk in die wêreld. En alles wat hy doen, gee hulle ook vir die duiwel. Dis 'n ou triek daai, ons het net ook daar gepraat. En alles wat Jesus doen is dan sogenaamde aksie teen God. Nou ja, ons twyfel mos nou nie daaroor dat Jesus die seun van God was en dat hy juis alles gedoen het ter wille van God nie. Maar die wêreld het snaakse liniale waarmee hy meet, of waarmee hulle meet. Die wêreldse liniale het 'n manier om selfs iets wat God tot eer strek te laat sleg lyk. En daarom, broers en susters, is ons enigste werklike geldige liniaal is die woord van God. Want die wêreld meet krom. Die wêreld meet skeef. En daarom as ek en jy ons maatstaf na die wêreld toe vat en sê, Jessie, ou chom, lyk hierdie reg? En hy sê, ja, moet ons juist begin wonder aan. Ons moet ons maatstaf na God toe vat en sê, Here, lyk hierdie norme vir die reg? In elk geval, dieselfde gebeur toe met Jesus en hierdie fariseërs wip hulle weer in 'n krul in vir hom en hulle sê, maar ons gaan hom kry. Want kyk wat maak hy. Hy doop nou alweer meer mense as Johannes, so asof hulle tevrede was met wat Johannes gedoen het. En dan sê Jesus, en dan sê die woord van die Here eintlik hierso vir ons, dit was nie eers Jesus wat gedoop het nie, sy disippels het die doop verg, en Jesus het gepreek, en dan het hierdie disippels van hom gesê, maar staan julle ouens nader en dan doop ons julle. Die punt wat die Bybel hier probeer maak, is dat vir die wêreld was dit nie belangrik of hulle Christus van geldige of ongeldige goed beskuldig nie. Die lekker was om te sê, hy is verkeerd. Hy het alweer. Hy doen dit of hy doen dat nie. Want vir die wêreld is dit genoeg. Vir God is dit nie. God sê nie, hulle het heeltemal die kat aan die stert beet gehad, hierdie ouens het nie geweet waar dit gaan nie. Hulle is besig om te lieg, en dit onder die skuilnaam van ons bedryf God se saak. Ons is die fariseërs, die ouens wat vir julle die pad sal wys. Dan sê die woord van die Here, dit is nie wat hy wil hê nie. En dan gaan Jesus weg van hierdie sogenaamde gelowiges, die fariseërs af, en hy besluit, hy sal Judea verlaat en terug aan Galilea. En nou is die interessant hiervan, dat presies tussen Judea en Galilea lê Samaria. En die Samaritane en die Jode is nie eintlik groot pelle nie, hulle is nie op mekaar se kerskaartjielystjies nie. Want jy sien, toe die Jode weggevoer is in ballingskap, het die klompie wat agtergebly het hulle ondertrou met die nasies rondom hulle. En so ontstaan die Samaritaanse volk. Hulle het daar in Samaria gebly, en hulle word toe die Samaritane genoem. Nou vir die Jode was dit 'n doodsonde geweest om te ondertrou met ander volke. Dit was die verkeerdste ding wat jy kon gedoen het. So, hierdie Jode en die Samaritane loop glad nie langs mekaar nie. Om die waarheid te sê, enige goeie Jood sou besluit het om liewer om Samaria te loop, al vat dit langer. Goeie Jode het nie in Samaria ingegaan nie. Want dit tas hulle volk aan. Dit is ongelooflik hoe mense hierdie volksbewussyn ontwikkel, wanneer hulle eintlik in God moet glo. In ons tyd is daar ook maar mense wat 'n skewe volk, dis wonderlik om aan die Afrikaner volk te behoort, om te glo in die Afrikaner volk se waardes, want die Afrikaner volk se waardes is onder andere, toe ek Afrikaner geword het, ons glo in God, vir God en Vaderland. Wat ons doen is vereer, ons is gelowiges. Van ons Afrikaners het dit vergeet, ons bedryf ander speelietjies onder die naam van Afrikaner wees, soos wat hierdie ouens dit bedryf. Die Jode het hierdie games gespeel. En intussen het hulle vergeet, daar is 'n lewende God, wat besig is om mense te red. En dan kom Jesus, ek wou nog gesê, toe Nehemia die tempel moet herbou, na die ballingskap, toe kom die Samaritane daar aan met hulle troffels en hulle scaffolding, en hulle sê, boys, ons kom help, ons moet hierdie mure en ons moet hierdie tempel herbou. Dit het nie gaan oor die stad se muur nie, dit gaan oor die tempel spesifiek. En hierdie ouens is gereed, hulle sê, ons kom bou. En dan sê die Jode vir hulle, ons stel nie belang in julle nie. Julle bou nie ons tempel nie, want julle is onsuiwer Jode. En dan sê ons weer daar weg met al hulle gereedskap, en dan besluit hulle, ons het nou reeds by mekaar gemaak, en die krywans is gelaai, en dan bou hulle, die Samaritane, hulle eie tempel by Berg Gerizim. En dan, en later uit die geskiedenis uit,
ontstaan daar basies hierdie twee aanbiddingsplekke. Die tempel, soos wat Nehemia dit laat herbou het, en die tempel by die berg Gerizim. Die feit van die saak is, hierdie ouens is dikbek vir mekaar. Hulle hou nie van mekaar nie, hulle wil niks met mekaar te doen hê nie. Jode loop nie eers deur Samaria nie. En dan kom Jesus Christus, en dan besluit hy, ek loop deur Samaria. Meer as dit. Hy loop nie net deur Samaria nie, hy kom daar by Sigar aan, en hy gaan sit daar by 'n put, 12 uur. Dis nogal 'n baie belangrike punt. Die Bybel sê nie sommer goed net nie. 12 uur was die tyd van die dag wanneer die mense gekom het na hierdie put toe om te kom water skep. Dit was die warm deel van die dag, hulle het die werk 'n bietjie gelos, hulle het water skep, hulle het die diere water gegee, en die mense het selfs 'n bietjie lafenis gevat, en dan het die mense gekuier rondom hierdie put. Ek dink in die Afrika konteks sien ons dit nog steeds baie, dat mense by hierdie waterplekke by mekaar kom, daar waar hulle gaan water tap, daar maak hulle kanne vol en hulle kuier 'n bietjie, en eintlik is dit 'n happening, dit is 'n groot gebeurtenis. En nou kom Jesus en hy gaan sit so waar daar waar hy weet, dit gaan nou swerms Samaritane wees. En dit pla hom nie. Want vir Jesus gaan dit nie oor suiwer of onsuiwer volke nie. Vir Jesus gaan dit nie oor die eeueoue gebruik van die volk Israel, die ras-egte Jode, dat ons nie met vrouens eers praat nie, laat staan nog met Samaritane en nog erger Samaritaanse vroue nie. Maar goed, daai deel sal ons volgende week verder oor. Jesus gaan en hy gaan sit by hierdie put waar hy sê, bring hulle, kom Samaritane, ek's reg vir julle. Ek het nie 'n probleem met julle nie. Sien, broers en susters, Christus kom na hierdie wêreld toe, om 'n klomp goed wat die wêreld gedink het, dis hoe dit werk, anders te bewys. Christus kom na hierdie wêreld toe om te sê, ek weet julle somme se antwoord maak so, maar ek kom van God af, ek is self God, en ek wil vir julle sê, God se wiskunde werk anders. God se wiskunde werk nie soos wat die juffrou punte gee nie. Nou ja, dit behoort vir 'n paar kinders 'n bron van groot blydskap te wees, om te dink daar's plekke waar jou wiskunde dalk meer punte sal tel as hierdie wat die onnies merk. Christus kom na hierdie wêreld toe en hy sê, ek kom sodat jy hoop kan hê. Daai blou kers. Ek kom sodat jy die hoop kan hê dat die feit dat jou voorouers nie ras-egte Jode was nie, en nie geen punte tel nie. Die enigste ding wat punte tel is of jy in my glo. Hy gaan sit by daardie put en dan sê hy, ek is nie bang om met Samaritane te gesels nie. Ek is nie bang om in Samaria in te gaan nie. Ek is nie bang om te wees wie ek is in God nie. Want die wêreld se somme traak my nie. Ek gaan nog enige preek maak, waarin ek gaan wys hoeveel keer die wêreld se somme anders as God se somme geloop het. Totaal anders. Somme waarin Dawid kan sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met God by my is ek 'n meerderheid. Ek spring oor 'n muur en ek vat al die vyand aan. Want God se somme sê, as ek saam met hom is ek aan die wenkant, maak nie saak hoeveel die vyand is nie. Maar goed, dit is 'n preek vir 'n ander dag. En Jesus stel nie belang in die reëls van sy tyd nie, in soverre as wat hierdie reëls nie tot God se eer strek nie. Hy kom sê vir mense, ek is julle hoop. Julle hoop lê nie in ras-egte voorvaders nie. Broers en susters, terwyl ons op hierdie punt is, jou ouers speel 'n ongelooflike groot rol in wat jy eendag gaan glo. Jou ouers is 'n ongelooflike hulpmiddel om jou te bring waar jy moet wees. Op presies dieselfde manier as wat jy met 'n fiets kan aftrap Durban toe, of met 'n luukse, grande, Duitse weelde motor jy kan afry as jou ouers een het. Op hierdie selfde manier help jou ouers om by jou bestemming te kom, maar jou ouers
kan nie jou verhouding met God vir jou leef nie. Jy sal met die fiets ook daar kom. Dit sal lekkerder en gemakliker wees as jou ouers jou help op 'n flinke, gemaklike manier. Gaan lees 'n bietjie Jesegiel 18. Enigiemand wat wonder oor watter rol jou ouers moet speel in jou verhouding met die Here, in watter mate jy gestraf sal word vir jou ouers se foute. Iemand wat hierdie bloedlyn vloektriek het nog nie Jesegiel 18 gelees nie. God sê daar, my verhouding met jou is al wat tel, niks anders nie. En as die Bybel dit sê, al is dit eintlik nogal 'n lekker model, daai een wat sê, nee, nou kan julle almal kom bieg. Hoe lekker dit ook al is jy wat God sê nie, en daarom sê ek dit ook nie. Ek en jy het 'n Christus wat sê, gooi jou verlede weg. Kom na my toe. Ons het 'n God wat sê, die spreekwoord dat die kinders se tande sal stomp wees, omdat die ouers druiwe geëet het, sal nooit weer in Israel gebruik word nie. En dan praat hy van die godsvolk. Hy sê, stel nie belang daarin nie. Werk nie so nie. Hy sê, jy en ek. Of het 'n verhouding, of het nie. En as jou ouers jou help hiermee, is dit wonderlik. Dan sal hulle eer kry daarvoor, en God sal tevrede wees, en hy sal glimlag oor hulle. Maar jou ouers is nie die mense wat hierdie verhouding met God moet hê namens jou nie. Niemand kan namens jou die verhouding met God hê nie. As Jesus by hierdie put gaan sit, en die broers en susters, ons het nie meer putte nie, dink ek. Die meeste huise het nie putte nie, eintlik amper almal. Wanneer ons hier praat van putte, dan is dit die bymekaar kom plek. Dan is dit in vandag se taal seker die kafeteria daar by die Varsity. Dan is dit die koffieshops, dan is dit die malls, dan is dit ons werkplek. Dan is dit die plek daar waar ons werkse mense koffie drink, die personeelkamer daar by die skool. Dis die plek waar mense by mekaar kom, en Jesus gaan en hy gaan sit daar en hy sê, weet julle wat, ek is julle hoop, maar ek is deel van julle lewe. Ek is nie 'n God wat iewers wegkruip in 'n tempel en net so af en toe deel wil wees van julle lewe nie. Ek is die God wat by julle is waar julle is. Ek is Immanuel. En as dit nie waar was nie, sou hierdie baba wat sy geboorte ons een van die dae gaan herdenk, sou dit maar net nog 'n geboorte gewees het. Maar dit is nie. Dis God met ons. Dis 'n God wat na ons toe kom en sê, ek kom op julle uithangplekke, wil ek deel wees van jou lewe. Christene kan nie vir God iewers los en sê, daar waar ek nou gaan, is jy nie baie welkom nie, later. Kan nie so werk nie. God werk nie so nie. En daarom moet ek en jy gaan na plekke toe, na putte toe, waar God welkom is. Daarom moet ek en jy gaan water skep, gaan lafenis kry, daar waar ons weet, God is deel hiervan. Dis ons uitdaging. Ja, en dis altyd maklik nie, want party van hierdie waterputte is gegrou deur ouens wat ons gedink het, ons nie meer iets te doen met hê nie. Die vraag is nie, watter mense moet ek mee deur mekaar wees nie. Die vraag is God okay daarmee dat ek hiermee deur mekaar is? Dit gaan nie oor Samaria of oor Judea. Om die waarheid sê, Judea is die plek. Bybels gesproke, Ou Testamenties is dit die plek. Jesus pak op en hy gaan weg daarvan af en hy gaan rus in Samaria. Nie oor dit goed is om na al die slegte plekke toe te gaan, of wat die wêreld geëtiketeer het as slegte plekke nie. Maar omdat dit goed is om jou pad te loop soos God wil hê dit moet loop. En as dit dan soontoe gaan, dan is dit hoe dit is. As God se pad deur Samaria loop, dan is dit Samaria. As God se pad in Judea loop, dan is dit Judea. Maar ek en jy moet loop daar waar ons Jesus gaan kry. Ek en jy moet by hierdie put gaan sit waar Jesus sit. Op hierdie dag toe Jesus by hierdie put gaan sit het, was daar nie 'n beter put in die hele wêreld nie. Nie in Judea nie, nie in Jerusalem nie, nêrens nie. Daai was die beste put waar jy kon wees. Want God was daar. Want Jesus het daar vertoef. Omdat hy waar die mense sosiaal by mekaar was. Omdat hy daar kon sê, maar ek bring vir hierdie wêreld hoop.
Dis omdat die putte waar ons water skep, hooplose putte is. Dis omdat ons putte waar ons water skep, Christus nie welkom heet nie, omdat hy nie welkom is by hierdie putte nie, wat ons wêreld lyk soos hy lyk. Wat Christene sê, daar's vir ons niks oor nie. Broers en susters, dis nie waar nie. As ons hoop in Christus is, dan het ek en jy altyd hoop. As ons vreugde in Jesus Christus is, dan mag ek en jy bly wees. Ek gaan nou nie weer op die politiekse terrein rond kerjakker nie, kom ons los dit. Maar as jy hoop op daai goed stel, dan het jy nie hoop nie. Dan is dit reg. Dan is hierdie put waaruit jy drink, waar jy vir jou pelle sê, daar is niks oor in hierdie land, dan sê jy reg. Maar as jy hoop Jesus Christus is, dan hoop jy op 'n wenner. Maar dan moet ek en jy by die putte gaan skep waar Jesus welkom is. Ek lees 'n storie daar uit die Outback van Australië af. En dan kom 'n besoeker daar in Australië aan, dalk 'n boerseun gewees. Julle sal hoor hoekom sê ek so uit hierdie vraag wat hy vra, want hy sien hierdie plase het nie heininge nie, en daar's nie elektrisiteit aan hierdie heininge gekoppel nie, en dan sê hy vir hierdie boer, hy sê, luister ou, hoe kry julle dit reg? Hoe hou julle die beeste bymekaar? Dalk sê nie Suid-Afrikaner, hy sê gevra, hoe hou julle die ouens uit wat julle beeste wil steel? Maar hierdie ou sê, maar hoe hou julle beeste bymekaar? En dan antwoord hierdie Australiër hom so, en dan sê hy vir hom, hy het seker sê, well Mike, want dis mos hoe hulle sê, maar hy sê die ou, that's no problem. Hy sê, out here, we don't build fences, we dig wells. Dis Australies. Afrikaans sou sê, ons bou nie heininge nie, ons span nie drade nie, ons grou putte. Want jy sien, daar waar die putte is, daar bly die beeste. Want hulle weet, dis waarvan hulle gaan lewe. Broers en susters, Jesus Christus het na hierdie wêreld toe gekom om hoop te bring. En hierdie kerk is veronderstel om hoop te wees. Hierdie gemeente moet Christus se hoop in hierdie wêreld kan hê. En as jy nou hier sê, ja, ek het lankal sien julle predikante beklei te veel. Vergeet dit. By daai put het Jesus hierdie vrouens aangespreek hoor. Hy het vir hulle vertel van wat verkeerd en wat reg is. Moenie jy daaroor worry nie. Jy gaan by die put baie keer hoor wat verkeerd is in jou lewe. Maar jy gaan die lewende water van God daar kry. En dis waaroor dit gaan. En broers en susters, ons moet nie heininge, nou nie hierdie wat hier is nie, ons moet nie geestelike heininge om ons kerk bou nie. Ek hoef jou nie hier te hou met triks en toertjies nie. Ek verkondig Jesus Christus, en as ek hom verkondig het, en jy hou nie van die smaak van die water nie, ag weet jy wat, gaan weg, asseblief. Want by hierdie put, gaan ons water drink en ons gaan fees vier oor Jesus Christus. En niemand wat die fees, wat hierdie partytjie gaan crash, wat hierdie partytjie gaan sleg maak. Iemand wat die bad vibes wat die Samaritane en die Jode gehad het, gaan inbring na hierdie put toe. Hy gaan hierdie put se geselskap vrot maak. Ek is bereid om in die naam van die Here putte te grou in hierdie gemeente tot my armstompies is. En ek sal dit doen deur Jesus Christus te verkondig, die een wat op Kersdag, of wat wie se geboorte ons op Kersdag gedenk, die een wat gesterf het vir jou en vir my, wat opgestaan het, en wat nou vra, lewe julle ouens agter my aan asseblief. Hy sal ek verkondig, hierdie put sal ek grou. Hierdie hoop sal ek uitdeel, want God wil dit so hê. Gaan nie heininge bou nie, gaan nie halsbane aan sit nie, gaan nie kettinge vasmaak nie. Want Christus het dit nie gedoen nie. Hy het gekom om hierdie goed af te breek. Hy het gekom om by die put te sit en te sê, vir almal wat kom, gee ek. Vir elkeen wat na my toe kom, is daar hoop.
Maar vir elkeen wat sy rug op God en sy boodskap en hierdie put wil draai, is nie my hande nie. God sê jy mag kies. Ek pleit by jou, kies vir die hoop. Maar meer as dit kan ek nie doen nie. Broers en susters, ek en jy sal moet besluit wat ons gaan maak met hierdie hoop wat gekom het vir ons. Of ons gaan Kersfees hou en persente uitdeel en 'n paar liedjies sing en 'n groot braai hou. En of ek en jy gaan begin hoop. Dis jou besluit. Niemand, maar niemand kan dit namens jou doen nie. Maar Jesus Christus sê, ek sit by die put en ek wag vir jou. Ten spyte van wat ook al, wie ook al sê, ek wag vir jou. Of die wêreld dink Jesus moes met jou deurmekaar gewees het of nie, is nie eintlik die punt nie, is dit. Jesus Christus sê, ek wag vir jou. Ek het gekom sodat jy hoop kan hê. Jesus grou putte. Hy grou putte sodat mense wat geestelik dors het, daar kan gaan sit en kan sê, Here, gee vir my. Geef my wat U wil, sodat ek kan word wat U wil hê ek moet wees. Here, gee my die krag om te doen wat U vra en vra dan net wat U wil. Here, kom laaf my siel. Want so lief het U mos hierdie wêreld gehad. En het U my nog steeds. Ek is nie erg oor die Australiërs nie. Of Australianers nie. Ek dink hulle is wintie. En ek dink hulle het 'n vieslike gewoonte om die Springbokke te probeer wen. En ek hou nie daarvan nie. Maar hulle is redelik slim gewees toe hulle besluit het om putte te grawe en nie drade op te sit nie. My broer en my suster, ek wil jou vra, kom ek en jy wees in die gees van Kersfees, in die gees van die kind wat gekom het om groot te word, om jou en my straf te kom dra. Kom ons wees in die gees hiervan, pitgrawers. Maar is werk hoor, jy gaan sweet hiervan. Kom ons grawe hier in Suikerbosrand 'n put, waar mense wat moeg en oorlaai is, kan kom sit, en kan weet, Jesus Christus is hier. Hy sit by hierdie put. Hierdie een wat party mense sê, ons loop liewer verby, hierdie een wat party mense sê, jy mag nie daar gaan nie, hierdie een wat party mense sê, ek like dit nie kwaai nie, hierdie put, waar Jesus Christus, soos by die put in Sigar, gaan sit het en gaan sê, wie is die wêreld in elk geval? Ek is die seun van die lewende God, en ek sit by hierdie put, omdat mense hierna toe gaan kom, om te hoor, dit wat in my Vader se hart leef. Mag jy Jesus Christus se hoop ervaar, mag jy hierdie week wat kom gaan leef met hierdie hoop, sodat volgende week as ons hier kom, en nou sê ek heeltemal, ek gaan nou sê, wag, laat ek nie jok nie. Volgende week as ons die vredekers aansteek, dan sê ons het nou Jesus se hoop en ons het dit prakties gaan leef. Ons vat nou sy vrede, ons gaan daarmee leef. En die week daarna vat ons sy vreugde en ons gaan wees bly, omdat ons die week daarna liefde kan aansteek. En dan 2 dae daarna kan sê, Here, U is gebore, sodat ek mag lewe met hoop, vrede, vreugde en liefde. En dit alles onder leiding van Jesus Christus, my Here. Die een wat by die put gaan sit het, wat mense gesê het, dis 'n nou-nou. Mag jy hierdie week die hoop van Christus ervaar. En ja, die ANC gaan nog steeds aan bewind wees volgende week. En ja, die plaasmoorde gaan aanhou, en ja, al hierdie nare goed gaan waarskynlik nog steeds gebeur.
maar ek behoort aan Jesus Christus. En hy het beloof, ek sal aankom waar hy wil hê ek moet, hoe die pad ook al lyk. Ek het hoop, want Jesus Christus leef. Amen. Kom ons sit net so aan bid ons saam. Liefdevolle Here, word U dan nooit moeg van goed wees vir ons nie? Waarom is ons dan so traag om ons liefde vir U te wys deur goed te wees vir ander mense? Soos U vreugde het aan die geluk van die kinders, laat ons ook vreugde vind in diens aan U en aan ons naaste. Ag Here, gee ons wat ons nie het nie. Maak ons wat ons nie is nie. En laat die bewyse van U vergewende en genadige liefde teenoor ons aanspoor tot geduld en vergifnis en genade teenoor ander. Ons sal vanoggend bid, Here. Help ons om pitgrawers te wees. En Here Jesus, kom rus U hier by ons put, sodat ons na U toe kan kom. Ons vra dit, omdat ons weet dat dit in God se hart leef. Gee dit vir ons Vader, in Jesus se naam. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy hoop. Kind van God, mag dit met jou goed gaan. Mag God vrede vir jou gee. Mag jy nooit bang hoef te wees nie. Mag jy liefde om jou hê. Mag jou hart vir almal oopgaan. Mag jou drome ver paaie streel. En mag jy leer om die wind onder jou vlerke met alle mense om jou te deel. Omdat jy lewe in die hoop van ons Here Jesus Christus. Amen.